Goeiemôre liewe vriende en welkom by die volgende episode van Koffie vir jou siel. Vandag is die 5de Februarie 2026. Die titel vir vandag, vernuwe jou denke, en die tema, waarom moet ons tyd alleen saam met God deurbring? Vandag gaan ons kyk na hoe om elke oggend tyd alleen saam met God deur te bring, 'n daaglikse geleentheid bied om ons gedagtes te vernuwe tot die goedheid van God, die goedheid van hierdie lewe en die oomblik vir oomblik potensiaal om in 'n ware verhouding met God te leef. Ek bid dat na vandag se tyd jou gedagtes helder en gefokus is op die waarheid en dat jou emosies en dade gevolglik gekenmerk word deur 'n oorvloedige lewe. Die sleutelvers vir vandag kom uit Filippense 4 vers 8. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Die oordenking vir vandag, wen die stryd om jou verstand. Jou verstand is die slagveld waar die oorlog vir jou vrede, doel en geestelike gesondheid elke dag gevoer word. Die vyand val jou gedagtes aan, die wêreld ding mee om jou aandag en God smag daarna om jou verstand te vernuwe, sodat jy in die volheid van die lewe kan wandel wat hy vir jou ontwerp het. Oorwinning begin met die erkenning dat die stryd werklik is en dat jou gedagtes die hele rigting van jou lewe vorm. Die skrif maak die pad na oorwinning onmiskenbaar duidelik. Jou verstand moet voortdurend vernuwe word deur die woord van God. Romeine 12 vers 2 trek 'n duidelike lyn tussen om aan die wêreld te voldoen en om deur die waarheid getransformeer te word. Daar is geen neutrale grond nie. Of jou gedagtes word gevorm deur God se stem of deur die geraas van die wêreld. Die oorvloedige lewe wat Jesus bied, word jou werklikheid slegs wanneer jou verstand in lyn is met sy waarheid. Baie gelowiges voel oorweldig deur die idee om hul verstand te vernuwe. Veral wanneer die skrif eens droog of ver weg gevoel het, maar transformasie kom wanneer ons God se woord met oop harte benader, wat dit toelaat om leuns te konfronteer, wonde te genees en ons denke te hervorm. Die gedagtes wat jou vreugde, vrede en vryheid steel, sal nie hul krag verloor totdat God se waarheid hulle vervang nie. Sy woord is die enigste krag wat sterk genoeg is om die vyand se invloed stil te maak. Filippense 4 vers 8 gee ons die bloudruk. Rig jou gedagtes op wat waar, edel, suiwer, lieflik en prysenswaardig is. Begin elke dag deur jou gedagtes in God se karakter en jou identiteit in Christus te anker. Wanneer die skrif die fondament van jou gedagtelewe word, verskuif die stryd, duisternis vlug, leuns verkrummel en jou gedagtes word 'n plek waar God se waarheid heers. Dit is sy belofte. As jy oor sy woord mediteer, sal jy in oorwinning wandel. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? God se woord staan stewiger as jou veranderde emosies, en wanneer jy jou gedagtes in lyn bring met sy waarheid, begin jou innerlike wêreld verander. Jou emosies volg wat jy glo, vreugde groei waar waarheid geplant is, maar wanhoop skiet wortel waar leuns toegelaat word om te bly. Die vyand weet dit, en daarom werk hy so hard om jou te oortuig dat jy verslaan, ongeliefd of nie genoeg is nie. Maar elke leuen verloor sy krag die oomblik as jy jou gedagtes in die skrif anker. Wanneer God se woord jou fondament word, word jou emosies nie meer deur vrees, onsekerheid of beskuldiging getuister nie. In plaas daarvan styg transcendente vreugde en diep vrede binne jou. Nie omdat omstandighede verander nie, maar omdat die waarheid sy regmatige plek ingeneem het. Soos jy jouself wortel in wat God sê, begin jou lewe die vrug van vryheid dra, eerder as die vrug van leuns. Mag vandag gekenmerk word deur 'n vernuwe gemoed, 'n standvastige hart en 'n vryheid wat vloei uit die geloof in wat God oor jou gespreek het. Laat sy waarheid jou gedagtes vorm en jou emosies sal volg in die oorvloedige lewe wat hy vir jou ontwerp het. Die aanbiddingslied vir vandag is deur Karen Hawthorne en Natalie Grant, getiteld Speak the Name. The atmosphere is changing. Nothing stays the same.
Heaven is waiting for the mention of the name. The Spirit is moving, burning like a flame, healing the broken by the one we proclaim. Raise it up, fill the sky. Chains will fall, mountains move, we lift him high. Speak the name above all other names. Speak the name the wind and waves obey. All of heaven's coming down, fill the earth with the sound of the name of Jesus. Gather all who wander, hostages of shame, miracles unfolding at the mention of your name. Now darkness is fleeing, mercy raining down. Healing waters flowing as our lips make the sound. Raise it up, fill the sky. Oh, chains will fall, mountains move, we lift him high. Speak the name above all other names. Speak the name the wind and waves obey. All of heaven's coming down, Fill the earth with the sound of the name of Jesus. Speak the name of Jesus. the name of Jesus. Strongholds are broken, I've been made free. I am forgiven, fear has to leave. Strongholds are broken. I've been made free. I am forgiven. Fear has to leave. Your name is healing, your name is power, your name is holy, my strong tower. Wonderful name, glorious name, powerful name of Jesus. Jesus, speak the name above all other names. Speak the name the wind and waves obey. All of heaven's coming down, Fill the earth with the sound of the name of Jesus. Of the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Kom ons bid saam. O Here Jesus, vernuwe my gedagtes vandag met u waarheid. Maak elke leuen stil wat my emosies gevorm het en laat u woord die anker van my gedagtes word. Waar vrees wortel geskiet het, plant u vrede. Waar onsekerheid hard gepraat het, laat u stem nog harder spreek. Vul my met 'n honger na u woord.
nie as inligting nie, maar as transformasie. Laat die skrif die manier waarop ek dink, die manier waarop ek voel en die manier waarop ek leef hervorm. Breek die mag van elke gedagte wat nie met u hart ooreenstem nie en vervang dit met wat waar, edel, suiwer en prysenswaardig is. Versterk my om standvastig te staan in die stryd om my gedagtes. Laat u waarheid die lig wees wat duisternis verdryf en die fondament wat my siel stabiliseer. Terwyl ek oor die woord mediteer, lei my na vryheid, helderheid en die oorvloedige lewe wat u bedoel het. In u magtige naam. Amen. Ons kan ook verder in die skrif lees om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Romeine 8 vers 5 tot 6. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Paulus trek 'n skerp kontras tussen 'n gesindheid wat deur die wêreld gevorm word en 'n gesindheid wat deur die Gees gevorm word. Hierdie gedeelte herinner ons daaraan dat die rigting van jou gedagtes die rigting van jou lewe bepaal. 'n Geesgesentreerde gesindheid bring lewe en vrede voort, terwyl 'n vleesgesentreerde gesindheid tot innerlike onrus lei. Oorwinning begin met die keuse waar jy jou fokus plaas. Die volgende vers kom uit 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5. Die wapens van jou stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Hierdie is 'n kragtige beroep om elke leuen wat teen God se waarheid opstaan, aktief te konfronteer en af te breek. Paulus beskryf die gesindheid as 'n geestelike slagveld waar vestings afgebreek moet word. Hierdie vers gee jou die gesag om vernietigende gedagtes te verwerp en dit met die waarheid van Christus te vervang. Dis 'n herinnering dat jy nie magteloos is nie. Jy is toegerus. En dan die laaste vers kom uit Psalm 119 vers 105. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. God se woord is nie net inligting nie. Dit gee lig in die donker en hernuwe ons denke. Die skrif ontbloot leuns, openbaar waarheid en lei jou stappe wanneer jou gedagtes donker of verwarrend voel. Wanneer jy oor God se woord mediteer, vervang helderheid die chaos en jou pad word bestendig en seker. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê, mag die Here jou seën. Ons gesels weer, tot volgende keer. Shalom, shalom.